Nothing compares. One more time. Nothing compares. Nothing kan ons Here so prys gee. Kan ons Here nog prys gee. He might be good to us. He will get it better. Nothing compared to the promises I have in Him. Nothing compares to the promise. Ek weet ek het die bene bietjie uitgegooi. Amen, maar die song die heel op my hart. Amen, dat ek die reis het. Wat ook 'n belofte het. Amen. En wat ons feit en weer styser om. Amen. Styser en ons feit weer op hom. Amen. Ek wil almal groet in die mooi naam van ons koning Jesus. Ja, sê jy kan nou net my bring. Ons wil almal groet in die mooi naam van ons koning Jesus. Almal wat vanoggend hier is. Alles leiers, besoekers, amen, is een groet in die mooie naam van ons koning Jesus. En so bly om allemaal te sien, amen. Ek sien ek Ilani en die familie is hier. Kan dit so wel net God bless you. Ilani, ja, die Here sien die baas aan ons. Ons is so bly om Suster Minder was in die hospitaal laas week, amen. En ons is blij dat sy ook in die hospitaal gekom het. En dit is die Here die goed is. Hy is goed. En toe het storm, toe sy in die hospitaal, want die Here het alles in wat het hier gedaan. Ons kan vir die Here dankie sê, dat die Here uitgespaar het. Sister Sintes, die sisters, die eigen kan bless. En dan ook, ons het Evangelist Bill, het op 40, ek denk is 40 nog. Iemand is achter my, ja, maar wil ek hom geluk wens met sy verjaarsdag, maar ook 'n spesiale, nie dat ander verjaarsdag special is, maar ook van die Sarah, en die Here daar Steven kan daar, die baie uitdagings aan die lewens, en sy staande vir die Here overstaan. So ek gaan voorstel, ek sien nou die lig het gesin, so dat school, ek weet het sê nie. Ek moet ook nou daar op my tegel doen dit. Amen, want ek moet eintlik iets beter doen dit. Maar dankie as ons dit lees wat die initiatief wat jy daar geneem het om vir leiding te celebrate. Amen. Dit is nou my vrou. Amen. Ja, dit is so baie waar wat daar staan. Skrif. Aso opa. Amen. Maar nou sien ek die dit gesin. So na school en gepraat. Want die broers het moes nie gesin nie. En die broers ook sin. En dan my broer Jonathan.
Jonathan, you must record us. Before we're gonna preach, and you must record us. Is it on recording? No, we are more than 50 people, I think. Yeah? So we need 50 subscriptions on our YouTube page so that we can go live. So we are about 27 now. 28. Take your mother's phone, your uncle's phone, your aunt, and subscribe. Want ons wil live gaan met Abby en dinge se wil baie graag live. We're gonna do it without the guitar. Oh, bass. Ja, dan nog een mic. Julle moet hom mooi kyk, hè. Dan maak die man van die Here, die man van God. Ek gaan nou preek hier, maar ons gaan ons volg hom so. Die man van die Here, hierdie lied man. Hy het dus moenie met ons kan nie sê dat ons moet. We pray. Don't speak. Charles, I can next time something. I can do something. Join the hallelujah. Triste to heaven is very simple. Triste to heaven for me. Triste to heaven is very simple. Triste to heaven for you. Triste to heaven is very simple. So let's follow step 1, 2, and 3. Whoa, 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 whoa. Step 1, you see Jesus was born. Step 2, you see Jesus crucified. Step 3, you see Him up in heaven. So let's follow step 1, 2, and 3. Whoa, 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 whoa. Die as eenvoudige sang maak, vir ons wat bekeer is, wat weet bekeer is, om bekeer te wees, moet hy 3 fases deurgaan om by hemel te kom. Amen. Halleluja. Ek bedank die minister dat Jonathan hier is seker. Hy was nou, hy was interessant van die ons kan later vraag, wie was beter as die jag of die broers? Ons het dat nie. Maar die was, ek moet so aansê, Brother Noah, ons is by Ascendant Day, Hemelvaartdag, en ek wil die kort is bemoedig, ek was uit Lukas 24, Lukas 24, I mean, die laaste gedeelte van Lukas 24, dink is, ja, die laaste gedeelte van Luke 24. Jesus. Verse. Let's read from verse 45, because it's about understanding. Wie geskoot word. Toe open hy hulle verstand om die skrifte te verstaan. En hy sê oor hulle, so is dit geskrywe, en so moet die Christus ly en op die 3de dag in die dode opstaan. En bekering en vergifnis van sondes in sy naam verkondig word. Aan al die nasies van Jerusalem af en verder. En julle is getuienisse van hierdie ding. Amen. Hy sê, en kyk, ek stuur die belofte van my Vader op julle. Maar julle moet in die stad
na Jerusalem, maar julle moet in die stad Jerusalem bly, totdat julle toegerus is met krag en die hoogte. En hy het hulle uitgelei tot by Bethany, en hy het sy hande opgehef en hulle geseën. En terwyl hy hulle seën, het hy van hulle afgeskei en is die hemel opgeneem. En hulle het hom aanbid en na Jerusalem teruggegaan en met groot blydskap, en hulle was gedurig in die tempel en het God geprys en gedank. Die Here seën sy geleesde woord. Amen. So, die opvaarding van Jesus is een van ons core, ek wil nie sê doctrines nie, maar dit is wat ons hou by die Here. Want as Christus nie gesterwe het en dat hy nie opgestaan het, was die verkondiging van die evangelie vernietigd. Dit was kragteloos. Maar die krag van die evangelie gaan in Christus se sterwe en sy opstaan en dan ook sy opvaarding. Amen. Ons vind uit, daar's baie religions regoor, en die meeste van hierdie religions se helde het gesterwe, maar hulle het nie weer opgestaan. Amen. Of het in religie is, of het in politics is, of het in watsoever is, hulle het gesterwe, maar hulle het nie opgestaan. As jy met ons core belief as Christian believers that he died, he rose again, and he ascended. Dit is dit wat vir ons different maak in hierdie groot God. Amen. Dit wat vir ons ons vashou. Dat ons dien nie 'n God wat sy beloftes nie ja en amen en waar is nie. Amen. Dat wanneer jy dit gesê het, so gebeur dit. Dat praat van sy consistency in wat hy sê. Dat praat van sy waarde. Sy ding sê dit is so. Dit is die God wat ons is nie 'n fabel nie. Amen. Dit is nie 'n fabel nie. Maar terwyl ek nou die skrif 'n preek maak, is 'n bietjie moeilik, amen, om 'n preek te maak. En die gedagte kom in my, Jesus se laaste woorde. Nou ons kry die 7 kruiswoorde, maar hy sê actually sy laaste woorde. Toe hy sê dit is volbring, was hy nie actually sy laaste woorde nie. Dit was sy laaste woorde aan die kruis. Because hy weer teruggekom. Amen. Hy na sy opstanding met die graf het hy nog plus minus oor die 40 dae vertoef, né, op die aarde. So tyd om te sê dit is volbring was sy laaste woord. It wasn't his last words. Amen. Dit was sy laaste woord. En ek gaan verder en ek dink as ons kyk in even ons op, né, as iemand van ons geliefdes afsterwe en die dokter call ons in, dat die enigste iets van daardie persoon wat jy wil verwag is, sy laaste woord. Is hy met my? Het die persoon peace gemaak? Amen. Is die persoon gelowig? Amen. Het die persoon 'n opdrag gegee? Het die persoon 'n verwyte gegee? Amen. Wat was die laaste woord? As jy met my? Ja. Amen. Dat hoef nie noodwendig te wees op die persoon se sterwe op nie. Ek kan wees na aanloop daarvan. As jy met my? Want ons kyk dat die meeste famous mense, hulle laaste woorde was in regret. Nee. Hulle het 'n lifestyle, het hulle op daardie oomblik besin gesê, dit was nie wyn. Wat hulle miskien voorgehou het, dit was nie houbaar nie. Wat hulle geglo het, was nie eintlik regtig op belief. Baie famous mense se laaste woorde, dan sou jy dan uitvind, dit was actually 'n
fabel. Amen. En so kan ons in ons lewens ook kyk, né? Wat was ons geliefdes vriende wat so ewe sê lyk om te weet wat het hy ook nou laaste sê. Ek nou my broer, dat was ek was net bekeer hy jaar, was net bekeer Jonathan 2003 en toe het aangeraan. Hy nog omtrent so 4 dae lewe of 6 dae lewe voor hy gesterf word. En in sy aanloop van sy laaste dae het hy geskree, "Ma, help my." Sy laaste woorde. En my ma sê, "Wat moenie sê, ja, Ma, help my nie. Sê eerder, Here, help my." Amen. Hy eventually, daai was sy laaste woorde. Ek nou praat van iemand na aan my. Nee, want ons het dit mos nog gesien kom. So sy laaste woorde het was, "Here, help my." Nee, my ma was ook direct in, moenie sê, "Ma, help my nie." Sê eerder, "Here, help my." En so, wanneer ons dan praat daarvan, dan is hy wat ons nou sê, laaste woorde. As jy met my? Amen. Ek het laas week, ons het met iemand gepraat en hulle was ook broers en susters en die ouens baie upset, van hy sê van my pastor, my ma het ons oudste suster dit gesê. Daai was my ma se laaste woorde aan die familie en my suster doen dit nie. En dis ook ek en my suster nie kan nie. As jy met my, jy volg my net. En daai het 'n hele skeiding gebring in hy family, van die persoon wie wat het gekry het uitgevoer het. En daai het regret en resentment veroorsaak in die familie. En die persoon onthou net sy ma se laaste opdrag aan die oudste van die family. Amen. So, wanneer ons hierdie teks in gedagte, behalwe die hemelvaart, of oor die oorgang, nee, deel ons eers met die laaste woorde van Christus. Sy laaste intentions towards, amen. So, kyk, wanneer ons die human history gaan, daar vind ons uit, die persone het ook maar net geprobeer. Nee. Hy sal vir jou gesê dat my kind, maak maar klaar waar met jou. So, hulle hele lewe was 'n probeerslag. Maak nie saak wie dit probeer het. Hulle hele lewe was 'n probeer. Dis ook ons uitvind, wanneer ons by so 'n plek kom, dan sal iemand sê, nie los en gaan aan en vergewe mekaar. En miskien is hy die persoon wat hy 4 keer in die behandelingstikker, wat dan op die doosbed vir jou sê, vergewe man. Maar hy is die persoon, van die persoon vind uit, hij was heel net 'n traaislag. Of was heel net 'n probeerslag. Of die een sê vir jou sê, as jy my kind los die huis net so nie nog klaar maak nie, van, het was 'n probeerslag. Soos heel net mense wat op daai moment is, heel net regrets en sulke goed. Maar nou kom ons by Jesus. Jesus gee nie regret nie. Hy gee nie 'n verwondering. Hy was verseker van wat hy vir hulle nou gaan sê. Amen. Sy laaste woord. Hy is verseker wat hy vir hulle gaan sê. Voor hy die aarde as 'n physical van being verlaat, as 'n human. Amen. Hy was nog in sy menslike vorm. Voor hy dit verlaat as 'n mens, sê hy vir hulle iets. Nee? Hy gee hulle 'n opdrag. As jy met my net so bewaar. Amen. Hy gee 'n opdrag. Hy sê die eerste ding wat Jesus doen, Jonathan, die eerste ding wat hy doen. Die eerste ding wat hy doen, was hy kom. Die Bybel sê hy het hulle verstand geopen. Hy het hulle mind geopen. Nee? Hy het hulle mind geopen. Hoekom het hy hulle mind geopen? Om die skrifte te verstaan. Om te verstaan wat hulle geleer het. Jy weet, ek het sometimes, en ou dit woensdag aan ook gesê, sometimes kan iemand lekker praat, lekker, hy is mondig, nee, maar hy het die experience wat saam met het gaan nie. En sometimes kan hy dan die ding wat veronderstel is om te lei na die waarheid toe, kan hom lei na die verkeerde plek van sy mind is toe. Dis hoekom ons sien op TikTok en op alles die vinnige predikante en so aan, maar in die stilte doen hulle nog hulle dingetjies. En dan sal hulle sê, joh, die ouens skerp jong, die ouens diep. Maar sy mind is gelok, hy het klomp skrifte, maar hy het die understanding daarvan nie. En die rede hoekom Jesus hulle mind open, sodat hulle kan verstaan, sodat hulle hoef nooit te paniek wanneer trouble kom nie. Amen.
Sodat hulle hoef nooit te paniek wanneer daar 'n uitdaging kom nie. So hy sê, julle moet eers verstaan waar die julle nou gaan. 'n Bate ek gaan julle in 'n agterlos en in 'n plek, wat amper iemand nou sterf en hy los jou agter met skuld. En jy het nie die plan om die skuld op te los nie. Hy los jou agter, baat jy dan die kar weer, hy het die ins en uit gaan ingesit, hier sterf 'n paar olie, nie waar die pagter is nie. Amen. Die huis is onklaar, wat so eerlik. Jesus, voor jy nog kan, van die ding is, wat hy nou van hulle sê is, hy wil hulle moet voortgaan en groter gaan met waarmee hy besig is. So wat hy moet doen, hy open hulle minds. Jy sien, baie mense sterf, ek bedoel ek van sterf, praat my oggends so baie nie. Dan los hulle die kinders met gehaas as dit doen is. Maar dat die kind se mind nie oop is nie, is die gehaas weg. Hulle is 'n groot huis, dit is weg. Hulle los 2 karre, dit is weg. Verstaan nie? Jesus, voor hy wil hulle enige iets gee, sê die Bybel, hy het hulle minds geopen om te verstaan. En dit is baie belangrik wanneer ons hierdie dag 4 moet ons terugkom, Here, hoe is my mind dan toegegroei met spinnerig? Is my mind met ander mense besig? Dink ek aan verkeerde goed, dink is waar is in my, of as ek gefokus en verstaan ek wat U bedoel wanneer U deur die woord met my praat? Waar pas dit in? You understand? As ek op my idee met ek moet wees, wat so ever, baie gelowiges is op so 'n plek, you know, hy weet nie hoe kan hy is nie. Amen. Van hy verstaan nie. En wanneer die aanslag te kom, dan val hy al by die sideway. Because sy mind, wat daar kom, hy het weer so dat toe maak. Die Here remind ons by sy assassin, die viering af van die Hemelvader, dat ons moet 'n geopende mind hê, wat kan verstaan, wat spesiaal in hierdie tyd, waar ons nou lewe. Because omdat daar so baie, ek gaan dit heel nie preek, daar so baie godsdienste, you know, as jy net meer die Anglican kerk, as jy net meer die die Afrikaanse kerk, of met wat so ever nie, daar is so ander tipe godsdienste in ons communities. Nee? Mense wat meer maak van een ding as van die Godheid. Ja. Mense wat goedjies op hemel, daar is niks om kerk te doen. You know, mense wat, you know, daar so en vir hierdie rede wil God hê jou mind moet oop is, sodat jy kan weet waar jy inpas. Sodat jy weet waar jy behoort. Amen. Sodat niemand jou kan sê wie jy is nie. Sy weet wie jy is. Hy maak hulle minds oop. Van hy gaan weg van hulle af. Hy gaan weg van hulle af. Hy sê dan tweede sê hy vir hulle, gee my. En hy sê hulle so geskryf met die Christus, hy nou wat duidelik vir hulle van die Christus, hy gee weer nie remind, hy refresh weer sy earthly bediening. Kyk die guys, ek moenie, even die mense wat my dood gemaak het, nee, even die mense wat moenie vir hulle in die hart dra nie. Want ek moes gelei het. Dit was vir my opgelê om deur hierdie ding te gaan. Ek moes vermoor gewees het. You know, so vir hom, om vir hulle, sodat hulle bedienings in werking kan kom, moenie vir hulle sê, there's no hate in this game. Ek moes nie die ding gegaan het. Ek moes verstoot gewees het. Ek moes rejected gewees het. Ek moes geslaan. Dit was met 'n purpose. Ek moes gelei het. Kan jy sien, as die disippels net weg is, kan die disippels allemaal pangas gedaan het. En hulle kan 'n mob begin het, of 'n gang begin het. En hulle kan die manne gesoek het, wie Jesus doodgemaak. Maar Jesus sê hulle, ek moes lei. Is belangrik, daar is uitdagings, waarom ek praat nou vir u gaan sê, wat u moet deurgaan. Amen. Daar is leidingsprosesse waar die ons moet deurgaan. You know, but jy gaan nie kan survive, Jonathan, as jy nie verstaan nie. As jou mind nie oop is, you know, dan gaan jy gaan restrain wees in jou uitdaging. Maar Jesus sê, ek moes lei. Kyk jy nou, hoor dat Jesus is, hy praat nog net met hulle. Nee, as sy laaste woorde. Hy praat net met hulle. As sy laaste woorde, hy praat net met hulle. Dan sê hy vir hulle, ek moes lei, so die skrif gesê is. Nee? Hy sê, en ek moet, ja, van die bekering, ek wil ook vanaf die gaan.
en van sondes en so aan. Hy sê en dan die derde wat hy vir hulle sê is, nou, julle het al hierdie dinge gesien. Alles het julle gesien, julle het die miracles gesien. Julle was met 3,5 jaar, het julle gesien hoe ek die blinde man laat sien het. Hoe ek vir Lazarus opgewek het. Hoe die vrou sy bloedvloeiing gestop het. Sy Iris se dogter opgewek. Julle het dit gesien. Hoe ek die water inwy het. Julle het dit gesien. En omdat julle dit gesien het, as julle my getuies. Amen. Wanneer ons hier staan, ek het vra iemand my pastor, hoe gebeur dit as ek 'n groot miracles het? You know, especially nou, die boos keer. Nee. Nou wil ek maar nog dink wat om nou te sê. Ek sê met die persoon, weet jy wat, my grootste miracle wat ek kon gesien het is, ek moet nou nie, ek gaan maar nou iemand sy naam nie, dat Jonathan hom bekeer het. As daar 'n miracle is, wat ek gesien het, wat ek weet, dat was sy ma, sy gebed. En dit het impossible gelyk. 'n miracle, ek was in waar het impossible is. Dat lyk of hy dit nooit kan happen. So, ja, ek glo aan iemand kan weer gesond gebid word, ek glo aan iemand kan weer tot siende gebid word, ek glo aan dit. Maar my miracle wat ek kan aantas, is net die bekering van sy siel. En daai is die getuie dat God, daai is my getuie, is nie sy getuie nie, want ek het dit gesien. Hy is die wonderwerk. Ek sê getuie van die wonderwerk. Is jy met my? Want ek het dit gesien oprecht in sy lewe. Hy is die wonderwerk, ek sê getuie van die wonderwerk. En nou kan ek getuie die Here red en hy verlos nog altyd. En wat hy vir hom kan gedoen. En wat hy kan aan Mikkie sy gebed verander en hom gered. Daai is my getuie. Ek moet by ander goed te sê, because ek ken die lewe van die wonderwerk. Ek weet die lewe gelewe, praai die miracle wat it is a miracle dat God jou mind net so kan draai van verkeerd na reg. Is 'n miracle as God jou kan verlos van nikotien, van smok na non-smok, sonder reën. Is 'n miracle as God jou kan verlos van tik en krek sonder 'n reën. Is 'n miracle. As jy altyd met 'n miracle dat iemand wat kan sien en iemand wat kan daai wat is 'n miracle as God jou kan afgeskryf, maar God tel jou op. Nee, dank as God is 'n miracle. And I become a witness. So ek kan sê vir die anders, hou aan bid man. Ek sê laasmiddag groot vrou in die Kaap, sy sê my pastor, so ek sê weet jy, my auntie het haar seun gebid. Hy bekeer hom amper op 60. Né? Amper op 60 bekeer hom. Sy het al gesterwe, sy het dit eers gesien nie. Al wat ek vir u kan sê, hou aan bid. Van God still operates in. Nee, God operates. So Jesus sê, julle is my getuies. Kan ek die Here los? Want ek het nog 'n paar sygelinkies, wat ek nie weet hoe gaan uitdraai nie. Kan nie die Here los nie, because I'm a witness wat God kan gedoen het. Ek wil haas. Hy sê dan, so nou hoor jy so, hy sê dan vir hulle, nou na dit, het hulle kom, nou sê hy hulle, gaan nou na Jerusalem toe. Hy gee hulle 'n destination. Hy los hulle nie vir, hy sê nie hulle gaan elkeen maar na sy eie huis toe. Hy sê nie, gaan elkeen maar in sy eie rigting en terug na sy tribes en sy clans toe nie. Hy sê, gaan julle nou na Jerusalem toe, hoor wat sê hy nou, en wag. Sy laaste woord. As sy laaste woord. Hy sê, gaan na Jerusalem toe, en wag. As jy weet my, gaan na Jerusalem toe, en wag. Ek dink daar is ook baie mense, wanneer ons weer praat van mense, agtige losse, you know, Mami en Daddy, of wie ever die geliefdes nog iets is gesterwe nie. En die eerste maandag, dan wil ons weet wat die lawyer gesê. Wie krijg wat? Wie krijg die huis? Nee, daai een is nog nie skuld nie.
Dan begin die papier, wie die akte, wie het die huis, wie het wat, wie waar, you understand? Jesus sê van, wag. Het is baie belangrik om te gaan wag, you know. Eers was ek baie gesê, you know, the anticipation of waiting kan met jou mind sometimes speel. Amen, ek was een dag in die ou kliniek, daaronder, Pastor Klein van Noorweg, hy was die ou kliniek, sit ek in die wagkamer van die tandarts. Amen. Er was een paar mensen in die tandarts. En ons het lekker vertel, ons het die boeken gelees, sy blaai boek weer van achter. Maar daar is iets anders hier binnen aan die weg. En ons en een lang aan you know. Daar is een verwachting in die wachtkamer. Jesus sê, wacht. Toen ek in hy boek weg, hy het gehalloed. Ek weet nie hard te skier of wat nie, maar hy sê wag. Hy sê wag, nee. Jesus sê hulle gaan en wag. Nee, sy praat van sy kom in 'n plek, sy is in verwagting vir iets. Nee. Iets wat jou gaan jaag. Iets wat jou gaan direct. Iets wat jou gaan uplift. Sy wag net. You know, wag net daar. Nee, wag. Tot wanneer ek gaan kom, wag, bly net rustig en wag tot ek gaan kom. Kyk as ons kyk in die 10 maagde, né? Die 10 maagde het hy wagperiode so gemis, die 5 van hulle. You know, van sometimes raak ons kriebeltjie raak. As ons moet wag. Ons raak kriebeltjie raak. Amen. En as ons wag, and for us, seem it sometimes too long, we make our own stuff. Nee? Die opdracht is wag. En hoe maak ons eie goed. Moses sê vir Israel, wag hier onder. Jy gaan om te aanbid. I want to go get the laws. Wag julle hier. Hulle kon nie lang stil, hulle soos hy kindertjies wat krap oral, you know. Hulle wil nie stil sit en wag. Was hy pille was rettelend, jy moet hulle rypille om hulle te kalmeer. Israel raak so kriebeltjie raak, dat in hulle waiting period maak hulle 'n mistake. Hulle maak 'n goue kalf. Dit is belangrik dat ons dinge te saai wat sê, wag op die Here, né? Wag op die Here. En sometimes met die verwagting op hom, hoor, dan is daar 'n belofte wat saam met hom kom. As jy met my. Ek wil nou weer nog net so lekker praat. Julle weet mos nou, as mami die teks het geklom met 5 o'clock, wat het mami saamgebring? Van mami vanoggend mos gesê, ek gaan net gou weg. Bly julle by die huis. Ek wil laat sê, mami gaan vanmiddag weer iets bring. Daar is 'n verwagting as mami hy teks weet. Ja. Nee, as 'n verwagting. Nee. Want in 'n hele dagperiode van 'n mami vanoggend gegaan het tot vanaand wat sy gekom het. Sy hele dag gebeur daar mos goedjies. Die TV word soos my ma sê, uit plom uit gedruk. My ma sê word uit plom uit gedruk. Nee. En die kietels breek, en die glas, en die kind in die venster geklip. Daai wat gebeur in 'n wagperiode. Amen. Hier sê Jesus wil gaan wag van die promise as op pad. Die belofte as op pad. Ek weet nie waar u nou is in die wagperiode nie, in die assess. Wanneer ons opvaarding praat, is dit belangrik. Ons kan nie sê Jesus het opgewag. Jesus het opgevaar, maar hy het iets nagelaat. As jy met my? Ja. Hy het opgevaar, hy het iets nagelaat. So hy sê hulle wag. Dan sê hy van die belofte sal op julle kom. Nee? Sal op julle kom. Die belofte sal op julle kom. Die belofte sal op julle kom. So Handelinge, ek dink is 1:8 wat sê nee, dis die belofte. Hy sê en julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle daal. Nee? Krag.
om julle, en ek het nog aan kyk, want ek wil seker is, wie skryf wat. Jesus praat self in Lukas. Is er iemand wat sê, Jesus het gesê, so, hy gee value. In Handelinge praat Jesus weer self met hulle. Nee? Is dit dat iemand het gesê, hy praat direct met hulle. Hy sê vir hulle, julle sal krag ontvang. Julle sal geactiveerd word. Julle sal ge-enable word. Hy praat van krag. Julle sal vorentoe op, hy praat van krag. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees op julle kom. Wanneer die Heilige Gees op julle kom, sal julle krag ontvang. Het is belangrik dat wanneer wat ons moet nou, hoe mense nie in afwagting is om die promise van God ten volle te ontvang. Nee? Groot gelowiges. Mense wat lang gelowig is, mense wat onderstel is, wat in 'n huis decisions maak. Want kyk die Gees wat op ons gaan val. Hy bring op conviction. Bring op oortuiging, né? So wanneer ek in my wagkamer sal die Heilige Gees my oortuig en hy sal my help, sit nog. Moet nog nie beweeg nie. Wees rustig. Nee, moet niks maak nie. Bly net hierso. Nee. 'n Ou wat te vinnig beweeg, sê vir my, ek moet nog nie die Heilige Gees ontvang nie. Want hy maak 'n mistake. You know, min gelowiges, hoe kan jy so 'n mistake maak? En ek praat nie van as 'n mistake van buite af kom, jy sê, as jy self inflict dit kom van binne af. Hoe kan jy so 'n mistake? Terwyl my sê, jy het nie gewag dat die promise ten volle op jou kom nie. You know, jy het 'n mistake gemaak. Ons het gesê, wag om die regte husband te vat. Dus jy haastig. Almal het nou ookies. Nee? Wag, dat jy die regte voertuig gaan koop. God sal jou lei daarin. Nee? Wag. Jy moet net op wag. Weet jy, die Here is so goed. Dat ek ook die getuie vertel, soos dit so lees. Ons moet laas die Kaap toe gaan. En soos die angel gee hulle kaart vir my. As net amper so iets. Ek sê, ek het 'n stelling by haar gelos. En sy sê, ek vat my kar. Nou, die stadium met my kar ry. Ek park die kar, Saterdagoggend in ons kaart toe. En toe ons terugkom, ek het toe op haar gekleed en ons is die einde gestuur na dinge se toe. Toe ons terugkom, dan gee hulle ons die kar oop. Aanstaan, die brand my engine lig, ons sê, ai, jongen. Ek het nie gejaag van wat even nou hier gaat fokus. Ek het nie gejaag. Ek sê toe so meneer op haar geleden, kijk, jy gaat die hele video bakkie gebruik. Kijk, dis die ding wat een pastor wil, jy kan sometimes sê. Jy gaat die hele video bakkie gebruik. Hy sê, weet man van die Here. En toe gebeur die storms. Nou kan ons die kar nog nie by die kenniskry doen, die volpole en ja, dat gaat voor ons een paar duizend rand kost om die kar te service. Van die kar is vir die hele 2025 nie geservice. Ons het die hele jaar my olie gereed. So, dat is een major service en we don't need the money. Dis die Here nie goed. Toe ons by die mechanic shop kom en hulle gaan terug in hulle records, toe sê hulle, julle is regulars, we service you for free. Ons doen hulle vir nie. Ek moet 2 keer gekry met my hart en you know, as jy wag, sometimes maak ons haastige besluite van is hy enforce deur die Heilige Gees. So nou slaat jy in 'n pennemoor die kapsel en maar hoe kyk jy net die kar en dan hoe gaan hom nou die mechanic sê dit jy maak 'n mistake as jy nie wag. Die Heilige Gees sal vir jou guide. In die regte dis. Jesus sê van 'n wag
sodat julle heilige kind van dit gaan vir julle enable. Né? Hoor jy so om my getuies te wees. Volwaardige getuies. Wanneer ek praat van die goedheid van die Here is nie aangeplakte iets nie. Wanneer ek praat van die Here, ek het gesien hoe die Here my uit die dood het opgetel het en die siekbed gesond gemaak het. Van hierdie punt, ek is 'n getuie van ek hoef nie te lieg nie. Daar's 'n ander broeder wat gesê het, Rera, dan dink ek, praat jy die waarheid of Christus? Maar ja, die tweede moet dit Rera. Ek wil nie sê Rera, maar wat ek sê moet dit die waarheid is. Van ek as 'n witness dat God het gedoen het. Ek hoef nie te twyfel of iemand te oortuig Rera nie. Van wat ek jou sê, dit het met my gebeur. En wanneer God ons enable met sy Heilige Gees, met die belofte, Jesus kon dit gegaan het, hoor nie? Hy kon dit gegaan het as die disciples reg gewees het. Dit was God se instruksie. So die disciples uit voor sy na my toe kom. En God gee vir Jesus die opdrag om vir ons eers uit te sort. En dan Jesus nog aangebly het, maar sy job is kompleet. Hoor jy, die Bybel sê hy het opgegaan. Dis die mooiste wat hierdie skrif. Hy het opgegaan. Né? Hy het opgegaan, hoor hierso, en het hulle geseën. Ja. Hy het opgegaan en het hulle geseën. Né? Hy het opgegaan en het blessed them. En wanneer ons dit in gedagte is die seën van die Here. Wat ons enable, wat ons ryk maak, wat ons vorentoe vat en geen aankoop. En as jy met my, hy het na hy alles wat gesê het, sê die Bybel, het hy opgegaan en hy het hulle gebless. En vanoggend kyk ons nie net aan Hemelvaartdag as 'n vakansiedag. Ja. Ons kyk nie net nog 'n dag vir ons is 'n baie serious ding van wie ons word geremind dat God ons equip het. Hy laat ons nie sommer net so. Ons het die krag, né, om te spreek teen enige boosheid. Ja. Ons het die autoriteit dat God ons gee om duiwels uit ons wonings uit te sit. God gee ons die autoriteit. Ja. Ons het die autoriteit om ons families reg te ruk. Ek het nou die dag vir iemand gesê, sometimes wanneer jy in die pad loop, ek het my vrou geloop en die mannetjie is heeltyd en is heeltyd en hy het 'n skerp ding in sy hand, ons loop in die aard en toe sê ek van brother, wat wil jy maar nie paas van my, because we have the authority om te sien, ons kan nie altyd net lovely vistas in person, but God gee ons die authority om dinge in orde te rig. Ek het vir iemand gesê, nou die aard, daar is 3 ways, ek gaan nou klaar maak, 3 ways hoe ons praat, communication way, né? Ek het my ma, né? En ek het my vrou, en ek het my kinders. Ek is punt. My ma praat af na my toe. Sy praat nie op na my toe. Ek kan maar paas na my so. Meaning nie, sy kan my skjaal, sy kan my wat. Ek praat af na my kinders toe. Hulle praat nie op af na my toe. As jy met, dan praat van authoritative talking, communication. Ek en my vrou is op 'n gelyke level. Daai is die moeilikste ding wat ons moet mekaar kan verstaan. Understand? In business werk dit so. In management werk dit so. Jou baas, jy moet nie jou baas vertel, jou baas moet vir jou en jy moet aanvaar. Né? Sy praat dit af in die wat onder jou is. Van sy kry 'n verantwoordelikheid en jy kyk jy gee daai 10 manne vir jou praat met hulle. So te lei. Dan kry jy een wat in gelyke is. Julle moet iets uitfig om mekaar te van hy te moedigste. Nou wanneer ons in die geestelike realm kan dit die nie afpraat na ons toe. Siekte kan nie afpraat na ons toe. Armoede kan nie afpraat na, because God gee ons nou die tools om bore te wees. So ek praat af na my stryd toe. Ek sê stryd, jy gaan dit my huis hê. Dan armoede, jy gaan dit my huis hê. Ek spreek af. Ek praat nie in gelyke waar ek deel met my stryd. Hoe lank gaan jy hou met jy nou klaar maak? Kyk mense, nee, ek praat nie so nie. Ek praat af met my uitdaging. Ek praat af met whatever my tuiste. Sodra ons hulle die upper hand gee, dan hy af na my toe praat. En God gee vir ons die tools hierso. Jesus kan nie gegaan het as hy net die disciples uitgesort. Hy sort ons uit.
En ons moet tot die understanding weer kom. Ons is koop. Ons het die Heilige Gees. Ons is die koop. Hoor jy so? Om die werk van die Here te doen. There is too much people, né? There's too much people in professional positions in government, né? In skole, wat die equip is om die werk te doen. Dis hoekom ons government lyk soos dit lyk. Sorry Sister Angel, nurses, sorry Sister Sophie, onderwysers. Even die sakpakkies by checkers op. Hy sê ek kom om my sakkie te vat. Nee. Ja, ons was op training gewees aan hy goed. Nee. Sien jy, nee. Nou kom ek gelowiges op wat nou nog sê pastor bid saam met my, pastor ek kan nie, pastor help my. God ek koop ons. Hy enable ons om die werk te kan doen. Van die werk het nooit om my, hy sê jy moet my getuies word aan die uiteindes. Nie eens vir myself, aan die uiteindes, God ek koop as, nee, God ek koop. So kom ons arise, ons wat die assessment die wees op punt wat terug gaan, sê Here, waar ek in my koop. Ja? Ek verstaan nou dat U maak met my koop, ek wil sluit. Ek verstaan U maak met my om te verstaan. Enige aanslag, as ek die skrif lees en ek korrespondeer met my aanslag, dan verstaan ek U plan. Ek verstaan die ding uit 'n plan. U sê vir my, ek moet patiently wag vir die promise wat U my gee. Hulle het daar gewag met plus minus 10 dae. Die Here sê, nou moet ons wag, nou moet ons wag, sodat ek jou kan, die idee kan gee om die uitdaging te overkom. Die Heilige Gees empower om dit te overkom. Hy gee vir ons means, gee vir ons way. Dan sê hy, nou sê dit my getuies. Julle staan volwaardig in die roeping. Whatever, God die koop sal to do it. So ek sluit. En dit is ons Hemelvaartdag. Dit is ons Hemelvaartdag. Van ons remind word aan ons Hemelvaartdag. Daar remind wat Jesus het gekoop te gaan doen. Ons pas die kan maar kom. Ons is nie meer sommer net daar vir wat so ever nie. Né? Ons is nie sommer by in 'n huis God, plaas ons nie vir in 'n huishouding, maar hy klop ek daar. God het ons gekoop vir 'n huishouding. God het sy kinders vir jou hoog gegee nie, want die ding jy kan nie handle nie. God het jou koop vir hy kinders om hulle te handle. God plaas jou in jou werk, hy koop jou om hy werk te handle, die middel van die Heilige Gees. En hy los ons nie as wese nie, maar hy gee ons die Heilige Gees, om ons dat direct, en te jou huwelik, God koop jou om saam en deur te werk. Hy gee dit vir jou, hy koop jou, hy gee dit vir jou. So ons word reminded daaraan. Ons word reminded dat ons assassin, Jesus se assassin, sy opvaarding, sy hemelvaart, sy hemelvaart, remind ons dat God het ons koop. Amen? Amen. Ek gaan vir die band vram so 'n song te doen. En ek sê maar as ek iemand voel, ek het die Here nodig. Ek wil nie lank uitreik nie. Ek het die Here nodig. Ek dien nog nie die Here nie. Oral wat ek is, as ek maar die boom wat rondgeskop word, wil ek hier by op vriendskap hier te sê. En ek voel, Here, ek wil net 'n refreshing hê. Ek wil net gerefresh word. I also want to invite